Goeiedag en welkom. Ek is Janji, die historiese toergids vir hierdie virtuele staptoer deur Kaapstad. Vandag volg ons die skaduryke maar onuitwisbare nalatenskap van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, oftewel die VOC wat hier van 1652 tot 1795 regeer het. Ons reis op verskillende plekke wat die koloniale geskiedenis vasvang en ons sal krities kyk na hoe hierdie verlede vandag in ons openbare ruimtes voorgestel of verswyg word. Ons toer integreer sleuteltemas soos grondonteeneming, slawerny en die volgehoue stryd oor historiese geheue en die kolonisering. Van die kasteel, die sentrum van mag, tot die tuine wat gebou is op onvrybare arbeid. Elke stop bied 'n blik op die diepgaande manier waarop die VOC ons stad se fondasie gevorm het. Kom ons begin ons reis deur die tyd. Kom, laat ons begin. Die eerste stop is by die kasteel Die Goeie Hoop, die oudste bestaande koloniale gebou in Suid-Afrika. Hierdie militêre vesting, gebou tussen 1666 en 1679, het die vroue klei en houtfort vervang. Dit het vir die VOC gedien as die sentrum van regering en administrasie, 'n residensie vir die goewerneur, 'n militêre vestiging en selfs as 'n gevangenis. Die kasteel is die onwrikbare simbool van die VOC se mag oor die Kaap en die begin van die Europese koloniale oorheersing in hierdie streek. Ons tweede stop is by die Slave Lodge, 'n gebou wat van 1679 tot 1811 die sentrum van VOC se slawernystelsel was. Hierdie grimmerige struktuur het honderde onvrye mense gehuisves, 'n kombinasie van ingevoerde slawe en die wat deur die VOC besit was. Die lodge was 'n noodsaaklike maar brutale fasiliteit wat die ware koste van die kolonie se welvaart gesimboliseer het. Dit was 'n plek van oorbevolking, siekte en die konstante dreiging van geweld, waar menswaardigheid ontneem is. Die Slave Lodge is direk verbind met die VOC se behoefte aan goedkoop, onvrye arbeid vir die koloniese uitbreiding en onderhoud. Die slawe wat hier gehuisves is, was onontbeerlik vir die bou en instandhouding van die kasteel, die kampanje, stein en die diens van die VOC amptenare. Die kampanje het hierdie slawe uit verskillende streke ingevoer, veral uit Indië, Suidoos-Asië, Mosambiek en Madagaskar, wat bewys lewer van die VOC se internasionale handelsnetwerk en brutale slawerny en arbeid wat die grondslag van hul bedrywighede gevorm het. Vandag dien die gebou as die Izuku Slave Lodge Museum en dit is 'n belangrike stap om hierdie moeilike verlede te herdenk. Ons moet egter krities reflekteer oor historiese stilte of afwesigheid wat lank hier geheers het. Die gebou is deur die jare ook as die Hooggeregshof gebruik, wat aandui hoe maklik die amptenare geskiedenis die gebou se pynlike oorsprong probeer verswyg het. Wanneer ons na hierdie groot koloniale struktuur kyk, moet ons vra of die museum voldoende die inheemse weerstand en die individuele stemme van die slawe hoorbaar maak, of dit nie die feit van slawerny erken sonder om die diepte van die pyn en onreg oor te dra. Dit is die kern van die dekolonisering van hierdie erfenisplek. Ons derde stop is by die Kompanjestein, wat in 1652 gestig is kort na Jan van Riebeeck se aankoms. Die tuin was die VOC se primêre bron van vars kos vir hulle verbygaande skepe en die vroue nedersetting. Dit was die eerste georganiseerde landbouprojek van die VOC en die begin van die Europese koloniale uitbreiding en transformasie van die landskap by die Kaap. Dit simboliseer die VOC se pragmatiese doel om 'n volhoubare verversingspos te stig. Die tuin staan as 'n fisiese bewys van die VOC se beleid van grondonteiening. Om hierdie groot stuk grond te vestig, moes die VOC die Khoisan gemeenskappe wat tradisioneel hier gejag en geëet het, uit hul grond verderf. Dit was die sentrum van vroeë konflikte, waar die VOC se behoefte aan landbougrond direk gebots het met die regte en lewenswyse van die inheemse bevolking.
Die sukses van die tuin en dis die oorlewing van die VOC-nedersetting het geheel en al berus op die effektiewe uitsluiting en onderdrukking van die oorspronklike bewoners. Vandag is die Kompanjestuin 'n pragtige openbare park, maar ons moet krities kyk na die historiese geheue wat dit dra. Dit is 'n ruimte gevul met gedenktekens en standbeelde wat hoofsaaklik die koloniale narratief en mites herdenk. Die pragtige groen grasperke kan maklik die pynlike geskiedenis van grondonteeneming en die onvrye arbeid wat dit gebou het verweeg. Die vraag is, wanneer ons in hierdie tuin loop, word ons daaraan herinner dat hierdie grond die basis was vir die konfiskering van inheemse grond, of word ons slegs herinner aan 'n romantiese en vreedsame koloniale begin? Die voortgesette debat oor hierdie gedenktekens is 'n sentrale deel van die koloniseringsgesprek. Ons vierde stop bring ons na die Groentemarkplein, wat histories een van die Kaap se lewendigste publieke ruimtes was. Onder die VOC was hierdie plein die sentrale punt vir handel, 'n plek waar vryburgers en kompanjeamptenare transaksies beklink het. Dit simboliseer die groeiende ekonomiese aktiwiteit wat deur die VOC se teenwoordigheid en die vraag na voorsiening geskep is. Die plein was egter ook vir 'n tydperk die primêre slawemark waar mense as kommodiete verhandel is, wat 'n somber skadu oor sy lewendige geskiedenis werp. Die Groentemarkplein was 'n integrale deel van die VOC se kommersiële netwerk. Dit was die plek waar die produkte van die grondonteiening en die slawerny en arbeid verkoop is, van oesprodukte uit die Kompanjetuin tot vee van die vryburgers. Hierdie plein het direk bygedra tot die VOC se beleid van administrasie en beheer oor handel. Die Kompanje het die mark gereguleer, maar terselfdertyd het dit die handel in mense gefasiliteer, wat die plein 'n fisiese kruispunt van koloniale welvaart en menslike uitbuiting gemaak het. Vandag word die plein hoofsaaklik as 'n vlooimark en parkeerarea gebruik. Dit vier dikwels moderne herdenkings soos sportoorwinnings. Die probleem lê in die historiese stilte oor die plein se rol as 'n slawemark. Hierdie historiese afwesigheid wys hoe 'n publieke ruimte die geskiedenis kan herskryf of verswyg. Die feit dat daar min of geen permanente gedenktekens op die plein is, wat die slawe-transaksies herdenk nie, dra by tot die mite dat die koloniale verlede bloot 'n onskuldige tyd van handel was. Ons moet vra, moet 'n permanente monument op die plein opgerig word om die waarheid van sy donker verlede te konfronteer? Nou ja, my mense, vir ons finale stop reis ons na die Bo-Kaap, 'n gebied wat sedert die 17de eeu histories deur moslim en vrygestelde slawe gemeenskappe bewoon word. Hierdie gebied is die fisiese bewys van die menslike gevolge van die VOC se slawernystelsel. Dit simboliseer veerkragtigheid en die vorming van 'n unieke Kaapse kultuur wat 'n mengsel van Afrika, Asië en Europese invloede het. Dit is die tuiste van die vroegste moslimgemeenskappe in Suid-Afrika, gevorm deur die VOC se invoer van slawe en politieke behandelinge uit Oos-Indië. Die Bo-Kaap se bestaan is direk toe te skryf aan die VOC se beleid oor slawerny en arbeid. Na mate slawe vrygestel is, het baie hulle in hierdie gebied gevestig, wat toe aan die rand van die dorp gelê het. Die vroeë moslimgemeenskap het 'n sentrale rol gespeel in die Kaapse sosiale struktuur, dikwels as ambagsmanne en handelaars. Hierdie gemeenskap het hul identiteit en geloof bou, selfs onder die VOC se dikwels streng beheer. Die teenwoordigheid van die eerste moskees in die Bo-Kaap getuig van hierdie inheemse weerstand en die voortbestaan van hul kultuur ten spyte van koloniale onderdrukking. Vandag is die Bo-Kaap 'n beskermde erfenisgebied, maar dit word gekonfronteer met uitdagings soos gentrifikasie. Dit is 'n uitstekende voorbeeld van 'n gemeenskap wat aktief deelneem aan dekolonisering en gesprekke oor hernoeming, deur hul eie historiese narratief en te bewaar en te bevorder. Dit is van kritieke belang dat die herdenking van hierdie gebied nie net
fokus op die kleurvolle huise as 'n toeriste aantreklikheid nie, maar ook op die stories van die slawe voorouers, hul godsdienstighede, vryheidsstryd en die voortdurende stryd om hul erfenis in moderne konteks te behou. Hierdie virtuele toer het my begrip van Kaapstad se koloniale verlede op verskeie maniere verdiep. Ek het geleer hoe die VOC se ekonomiese ambisies, hoofsaaklik gebaseer op maritieme handel en die stelsel van slawerny, die fisiese en sosiale landskap permanent gevorm het. Die nalatenskap van grondonteeneming en die pynlike geskiedenis van slawerny en arbeid is nie net abstrakte feite nie. Dit is ingebed in die bakstene van ons stad. Die toer het ook die belangrikheid van historiese ondersoek en analise beklemtoon, om verder as die amptelike mites te kyk. Ek het besef dat openbare ruimtes 'n kragtige, maar dikwels stil swywende invloed op ons siening van geskiedenis het. Monumente en historiese geboue beheer wat ons sien en wat ons onthou. Die blote aanwesigheid van 'n gebou soos die kasteel herinner ons aan die mag wat dit eens verteenwoordig het en kan onbewustelik die koloniale verstelling versterk as die volledige konteks van uitbuiting nie bygevoeg word nie. Met betrekking tot monumente, dink ek nie die oplossing is om dit te verwyder nie, maar eerder om dit radikaal te verander en te kontekstualiseer, deur byvoorbeeld insiggewende en kritiese gedenktekens op te rig wat die stemme van die onderdruktes, slawe en Khoisan naas die koloniale geboue plaas, kan ons 'n meer omvattende en eerlike historiese geheue skep. Die geboue self is 'n argitektoniese argief, ontstaan as om die narratief te dekoloniseer en empatie en perspektiefneming te bevorder. Dit is slegs deur hierdie kritiese dialoog dat ons 'n toekoms kan bou wat almal se geskiedenis erken.